Daar's ander gelowe wat ook ou tannies oor die straat help. Daar's ander gelowe wat ook vir charities geld gee. As ons nie vir mense sê ook dat hierdie geskenk is 'n geskenk wat ek voel die Here op my hart gelê het om vir julle te gee. En dan ook so, dan as hulle vra wie's die Here waarvan jy praat, het jy 'n kans om die evangelie met daai persoon te deel. Het jy 'n kans, maar mense moet weet, nie net deur ons dade nie, maar ook deur ons, dit wat ons sê. Moet mense weet dat ons vrug dra, dat ons in 'n persoonlike verhouding is met die Heilige Gees, dat die krag van die Heilige Gees, hierdie wat ek doen, kom nie van myself af nie. Goeiedag en welkom by ons aanlyn boodskap. Dis vir ons so awesome dat jy inskakel en saam met ons groei en ek wil net vir jou sê, is jy ver, vir ons is jy naby. Jy's nie net 'n persoon op 'n skerm nie, jy is werklik deel van ons gemeente. En ek wil graag net 'n getuienis of twee met jou deel met 'n paar mense wat die laaste ruk wat ons met te doen het, wat deel is van ons aanlyn gemeenskap en van hulle kyk nou vandag hierdie boodskap. Ek het die voorreg gehad om 'n boodskap te kry van iemand wat in Witbank sit en hulle kind wil toewy en al die pad van Witbank af Klerksdorp toe gery het om hulle seentjie te kan kom toewy en hulle is deel van ons aanlyn gemeenskap. So as dit iets is wat jy in jou hart het, asseblief reik na ons toe uit. Dit sal vir ons so groot voorreg wees om dit saam met jou te kan doen. Maar saam met dit het ek die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby is by 'n koffie expo in Johannesburg te wees. En terwyl ek besig was om koffie te maak, dit is my hobby en ek was besig om koffie te maak vir mense en die mense agter die skerms, agter die koffiemasjien sê, dis ons pastoor hierdie. En ek kyk op en ek ken hierdie mense van geen kant af nie en hulle stel hulle self toe aan my voor en sê, hoorie so, jy ken ons nie, maar ons kyk elke liewe Sondag hier uit Johannesburg uit, kyk ons julle preke en ons is deel van die aanlyn familie. En so dis vir my ongelooflik om te sien die impak wat ons aanlyn dienste het in Johannesburg, 50 km aan die ander kant Botawil met mense wat 'n rivierhuis daar het en 'n rivierbesigheid het vir visvang. En hulle elke liewe Sondag kyk hierdie mense ons boodskap en jy is een van daai mense. En so ek wil vir jou sê, dis vir ons 'n voorreg om jou deel te hê van ons gemeente. En as enigiets is wat jy gebed voor nodig het of enigiets wat jy meer van wil weet, stuur vir ons 'n boodskap en ons sal na jou toe terugkom, want jy is vir ons belangrik. En dan saam met dit, ons wil graag hê jy moet die preek saam met ons volg. So in die beskrywing van hierdie video kan jy op YouTube gaan klik en daar sal die link wees wat jy kan klik wat jou vat na 'n plek toe wat jy vandag se notas saam met ons kan volg en dan groei jy saam met ons. Dankie dat jy deel is en geniet die preek. Ons is besig met perspektief, 'n reeks waarmee ons besig is en ons is nou in so mini 3 weke perspektief reeks oor die Heilige Gees en wat jou perspektief is oor die Heilige Gees, want hoe ons kyk na die Heilige Gees gaan bepaal, dit gaan die bepalende faktor wees van hoe hy werk deur my lewe en hoe sy krag deur my lewe na vore gaan kom, maar dit gaan ook bepaal of ek hom sien as 'n persoon en of ek hom sien as 'n dit. En vir die van julle wat nou die laaste 3 weke saam met ons reis, vergewe my, ek gaan recap vanaand en ek gaan tyd spandeer om te recap, want ek dink dis 'n belangrike boodskap en dis belangrik genoeg inligting om bietjie tyd aan te kan spandeer om 'n recap oor te kan hê. Vir die van julle wat nuut is vanaand vir die eerste keer, julle gaan dit vir die eerste keer hoor. Die ander van julle gaan dit dalk vir 'n derde keer hoor, maar hulle sê as 'n preek, as jy hom nie 2 keer kan oorvertel nie, dan was hy nie goed genoeg om die eerste keer te vertel nie. So die van julle wat hom vir 'n derde keer hoor vanaand, of ten minste die intro vir 'n derde keer hoor, en dit maak nie, of dit gaan vanaand vir jou sin maak, hopelik word iets vanaand in jou hart wakker gemaak. Maar die belangrikste vir ons om te verstaan oor die Heilige Gees, dis die heel belangrikste vir ons om te verstaan, is dat hy nie 'n krag is nie, dat hy nie 'n dit is nie, dat hy nie 'n iets is nie, hy is 'n persoon. Hy is 'n persoon, een van die 3 eenheid, Godheid, een van die 3 eenheid. Hy is 'n persoon, hy staan in persoonlike verhouding met hom, met ons, en as gevolg van hom wat in verhouding staan met ons, staan ons in verhouding met die Vader en met die Seun ook, want die Heilige Gees is in ons. Hy is nie 'n dit nie, hy is nie 'n krag nie, hy is nie iets nie, hy is 'n persoon. En dis wie hy is. En Galasiërs 5 vers 22 tot 23, dit is die teken, dit is die uitvloeisel van iemand wat die Heilige Gees persoonlik ken. Iemand wat die Heilige Gees sien as 'n persoon en nie dit nie, sal hierdie na vore kom. Hierdie volgende vrug sal in jou lewe manifesteer. En dit is die vrug van die Gees. Daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
teen sulke dinge het die wet niks nie. So as jy wil weet of jy in verhouding staan met die Heilige Gees of nie, as jy wil weet hoe close jy is met die Heilige Gees, meet jouself, meet jou lewe eerlik op daai vrug, op liefde, op vreugde, op vriendelikheid, op lankmoedigheid, sagmoedigheid, geduld, nederigheid, selfbeheersing. Is daai goed wat jy sien in jou lewe? Want dit sal vir jou die teken wees of die Heilige Gees aktief besig is in jou lewe, of jy 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees het. Die krag, die manifestasies van tale bid en van handoplegging en van genesings en al daai goeters is goed waarna ons soek en ons gaan vanaand oor dit praat ook en ons gaan vanaand praat oor hoe ons dit kan aktiveer in ons lewens en die praktiesheid van dit en hoe jy kan uitvind wat se gawes het die Gees, wat se kragte het die Gees vir jou gegee, gaan ons oor tyd spandeer vanaand, maar ons moet heel eers verstaan dat die belangrikste is dat ons in verhouding sal staan met die Heilige Gees. Dat ons met hom in 'n verhouding sal wees waar ons gesprekke met hom voer, waar ons tyd saam met hom spandeer en hom sien vir wie hy is. Hy's 'n persoon, hy het gevoelens, die Bybel sê ons kan die Heilige Gees seermaak, ons kan hom grief. So hy het gevoelens, die Heilige Gees, en hy's 'n persoon. So ons moet dit verstaan voordat ons kan aangaan, voordat ons enigstens by die krag kan kom, en dis die teken, is die vrug wat ons dra, en dit moet ons fokus bly ook, moet die vrug wees wat ons dra. Ons fokus moenie skuif na die wonderwerke wat ons wil sien nie, ons fokus moenie skuif, ons wil dit hê, maar ons moenie fokus op dit nie, ons fokus moet bly op die Heilige Gees, en op die vrug van die Heilige Gees, en op die persoonlike verhouding van die Heilige Gees, en om hom te sien as 'n persoon, en nie 'n krag nie, want die krag is die uitvloeisel van die verhouding, dit begin by die verhouding, en daarna sal die krag in elke gelowige na vore kom, soos wat die Heilige Gees dit aan elkeen van ons individueel gee ook. En ons tema vir vanaand is, sien jy die krag? Met ander woorde, wat is jou perspektief oor die krag van die Heilige Gees? En Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Dis die krag wat ons sal ontvang, dis wat ons gaan beleef, so net gou weer op die ritme. Hierdie gedeelte sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle krag ontvang. So dit is heel eerste persoonlik verhouding met die Heilige Gees, en dan is die uitvloeisel van dit, die krag en die werk, om daar buite die evangelie te verkondig, om vir mense daar buite te vertel, die goeie nuus van Jesus, dat hy vir ons gesterf het, dat hy vir ons opgestaan het uit die doodheid, en dat ons 'n persoonlike verlosser en 'n saligmaker mag hê. Dis die uitvloeisel van die krag, maar die ritme bly heel eerste verhouding, en dan gaan dit oor na krag. En elke gelowige, as jy ja gesê het vir Jesus, is die opdrag vir jou om te gaan, te doop en te leer. Is die opdrag vir jou en die belofte aan jou, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Die oomblik as jy vir hom ja sê, dan kom hy oor jou, dan sal jy krag ontvang om sy getuie te wees die hele wêreld vol. Oralste waar jy beweeg, nie net om Indië toe te gaan nie, nie net om waar ook al jy heen wil gaan nie, maar orals elke dag in jou lewe om 'n getuienis te wees, nie net in woord nie, maar ook in daad, maar ook in woord. Want dit is vir ons belangrik om ook te bely dat ons Christene is, en dat die rede dat ek nou vir hierdie persoon dalk iets gee, omdat my gift of my krag dalk vrygewigheid is, die rede dat ek gee, is omdat Jesus my gestuur het om te gee. Want daar's ander gelowiges of ander gelowe wat ook goeie goed doen. Daar's ander gelowe wat ook ou tannies oor die straat help. Daar's ander gelowe wat ook vir charities geld gee. Maar dit is heeltemal ander gelowiges of heeltemal ander gelowe. So as ons nie vir mense bely ook, as ons nie vir mense sê ook dat hierdie geskenk is 'n geskenk wat ek voel die Here op my hart gelê het om vir julle te gee. En dan ook so, dan as hulle vra, wie is die Here waarvan jy praat, het jy 'n kans om die evangelie met daai persoon te deel ook. Het jy 'n kans, maar mense moet weet, nie net deur ons dade nie, maar ook deur ons, dit wat ons sê. Moet mense weet dat ons vrug dra, dat ons in 'n persoonlike verhouding is met die Heilige Gees, dat die krag van die Heilige Gees, hierdie wat ek doen, kom nie van myself af nie. Dis die opdrag wat ons het, is om vir mense te vertel. En die grootste, die een wat ons die meeste ken, die een wat as jy uitstap hier by ons deure sal jy sien,
op die borde daar buite staan, het gaan doop en leer. Die een wat ons die meeste ken oor hierdie opdrag wat elke gelowige ontvang het, is in Matteus 28 vers 19 tot 20 wat sê, en dit is dieselfde geval, hierdie is presies dieselfde wat in Handelinge 1 vers 8 gebeur het, hierdie is nou net uit die Matteus evangelie uit, wat hy sê, gaan dan na al die nasies toe, so Matteus kom brei bietjie uit hierso, hy kom sê bietjie meer, hy kom sê goed wat Lukas nie in Handelinge vir ons gesê het, hy sê, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. So hierdie was dieselfde belofte, dieselfde opdrag, wat ons in Handelinge 1 vers 8 kry ons hier, maar dan kom ons by die Markus evangelie, en die Markus evangelie het presies hierdie selfde geval, dis net voor Jesus opvaar, dis sy laaste woorde, wat hy vir sy disippels sê, voor hy opvaar hemel toe, is hierdie. So die Markus evangelie kom ook, en hy kom brei nog soveel meer uit, as wat Handelinge en wat Lukas, julle weet mos, party mense, vertel vir jou iets en hulle kom tot op die punt. As jy nou vir iemand vra vir 'n padkaart Stilfontein toe, dan kry jy die persoon wat vir jou gaan sê, jy ry hier uit by die hek tot by die robot, jy draai regs tot by die Stilfontein bordjie en dis hoe jy by Stilfontein uitkom. En dan jy daar. Dan kry jy nou die persoon wat vir jou gaan sê, alright, jy ry hier uit by die hek en as jy uitgaan by die hek, gaan jy links. Jy kan nie regtig regs gaan nie, so dis nie eintlik inligting wat jy nodig het nie. So dan draai jy links by die hek uit. Dan gaan jy sien jy gaan verby die Sasol Garage ry aan jou regterkant. Moenie daar afdraai nie, gaan nog bietjie reg. Dan gaan jy sien daar's 'n afdraai in Cash Built-in, moet ook nog nie daar af gaan nie, gaan nog verby hom. Dan gaan jy sien jy gaan by 'n robot uitkom. En die oomblik as jy by die robot uitkom, dan draai jy regs. Dan gaan jy so plus minus 10 na 15 kilos ry, dan gaan jy 'n Stilfontein bordjie sien, jy gaan dalk verby Champion Tires ry en dan draai jy daar by die volgende reg. So ons het sulke mense. Hulle is gewoonlik met mekaar getroud, dit is gewoonlik man en vrou. Weet as die vrou vir die man vra hoe was jou dag? Ja, lekker. Wat jy gedoen? Gewerk. As jy vir jou vrou vra hoe was jou dag, dan vertel sy vir jou tot hoe was haar vriendin se dag. So dis net wat ons het. Dis alles wat ons het. Maar hierdie is presies wat gebeur in die woord ook. Is Jesus, die woord van God is geïnspireer deur die Heilige Gees. Maar hy is ook geskryf deur mense wat geïnspireer was deur die Heilige Gees. So die woord sal homself nooit weerspreek nie. Maar iemand anders gaan iets ekstra sê wat iemand anders nie, want party mense is net die ou wat sê draai regs en ry Stilfontein toe. En party ouens is wat sê draai eers hier verby en dan gaan jy daar verby en wat die hele roete. Nou Markus voel vir my is een van daai wat vir jou die hele storie sal verduidelik en hy vertel vir jou dis die vrou in die verhouding sal Markus wees. So ons lees Markus 16 vers 15 tot 18 en hier kom hy met 'n hele klomp ekstra goeters ook wat eintlik so belangrik is vir ons. Wat Markus hier sê, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wondertekens, en hier is die belangrike deel wat hy bysit, wat die ander twee nie bysit nie. Wat sê die volgende wondertekens sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdryf, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad aandoen nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. Baie meer uitgebrei as Lukas in Handelinge, en as Matteus in Matteus. Baie meer uitgebrei, baie meer detail, maar hierdie drie gedeeltes saam. As ons hierdie drie gedeeltes saamvat, want die Bybel, ons kan nie pinpocket, ek weet nie wat is daai woord wat hulle sê, maar wat jy vat hierdie versie en jy sê, okay, nee, hierdie is waarop ek dit bou. As ons die Bybel lees, moet ons dit bou op die grond van alles wat ons saam lees. So ek het nou probeer tot die beste van my vermoë om hierdie drie stories saam te bring, en ek is een van daai ouens wat vir jou sê, ry tot by die robot en draai reg, so dit gaan dis baie korter as wat hulle almal dit saam dalk verduidelik het, maar ek het tot die beste van my vermoë probeer om hierdie uit te skryf, soos ek dink die drie sal saam gekombineer, net vir ons die boodskap, net om die boodskap huis toe te vat vanaand, om dit vir ons te kan beskryf, en dit sal so lees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, julle moet dan gaan, die evangelie en die evangelie deel, en die mense doop en leer, en tekens en wonders sal voorkom, by die wat julle boodskap glo en aanneem. Dit is vir my as ek dit in 'n nutshell moet sê, al drie daai gedeeltes saam, sal dit wees hoe ek dit sê. So tekens en wonders moet voorkom.
Ons moet die tekens en die wonders sien. Die uitvloeisel van verhouding met die Heilige Gees moet die tekens en die wonders na vore bring. Maar dit alles moet vloei vanuit verhouding met die Heilige Gees. En die vraag wat ek jou wil vra vanaand is, sien jy die krag? Sien jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe werk? Is jy besig om aktief die Great Commission, die groot opdrag om te gaan, te doop en te leer? Is jy aktief besig om dit te doen met die spesifieke gawe en die spesifieke roeping en die spesifieke krag wat die Heilige Gees vir jou as persoon gegee het? En vir die van julle wat in 'n huwelik is, vir dit wat hy vir julle as huwelikspaar gegee het, is julle besig om die krag van die Heilige Gees te sien werk in jou lewe? En dis 'n moeilike vraag om te antwoord. En baie van ons sukkel om die vraag dalk te antwoord en dalk by die einde van vanaand gaan jy agterkom, nee, ek sien die krag van die Heilige Gees werk, ek het net nie geweet dis hoe dit lyk nie. En hopelik is dit 90% van ons. Maar vir die ander 10% wat nie die krag sien nie, hopelik na vanaand sal jy dit wil persoon, na vanaand sal jy dit soek, na vanaand sal jy erns maak met jou verhouding met die Heilige Gees, sodat hierdie krag kan uitvloei en ook sigbaar word in jou lewe. En dis hoekom ek julle wil leer vanaand oor die gawes, oor die krag wat die Heilige Gees tot ons beskikking vir ons gegee het, die krag wat daar is vir elke liewe gelowige, want elkeen van ons het krag ontvang toe ons ja sê vir Jesus, nie net van ons nie, elkeen van ons, en heel eerste, hierdie krag word in die Bybel genoem as gawes. Dis die gawes van die Heilige Gees, wat in elke gelowige aan die werk is. En 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 sê, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Nie tot voordeel van myself nie, maar tot voordeel van almal. Dis hoekom elkeen van ons 'n gawe van die Heilige Gees af ontvang het. Dis hoekom elkeen van ons 'n spesifieke krag van die Heilige Gees ontvang het. En hierdie gedeelte gaan aan, dan kom ons by vers 8 tot 10, wat ek sommer net vir julle bullet points gegee het, waar dit die gawes noem, waarvan hierdie gedeelte praat, en dit is die woord van wysheid, dis 'n gawe van die Heilige Gees, is 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, die gawe van geloof, die gawe van genesing, die krag om wonders te doen, die gawe om te profeteer, die gawe om tussen geeste te onderskei, die gawe om in tale van mense of engele te spreek, en die gawe om hierdie tale uit te lê. Dis van die gawes van die Heilige Gees. En iewers op hierdie spektrum val jy dalk vanaand, maar dalk nie. Daar's nog gawes, moenie worry nie. Hulle kom. Maar al hierdie gawes kom van een Gees af, en dit kom van die Heilige Gees af. Aan elkeen individueel gegee. So elkeen van ons het 'n gawe. Jy het dit dalk nog net nie ontdek in jou lewe nie. Jy het dalk nog net nie gevoel die Heilige Gees trek jou na 'n rigting toe waar jy jou gawe kan uitleef nie. En dit is waarheen ons beweeg nou. So daar's nie een gawe wat belangriker is as 'n ander gawe nie. Die ou wat preek is nie belangriker as die ou wat gee nie. Elke gawe. Die ou wat bemoedig is ook nie onbelangriker as die een. Die ou wat die lig fix is ook nie onbelangriker as die een wat preek nie. Elke gawe, die gewig is verskillend. Die gewig van die impak van dit wat jy doen is anders. Maar daar's nie een gawe wat belangriker is as 'n ander gawe nie. Hier is 'n storie wat ek altyd, wanneer ek oor die gawes praat, wat ek vir mense sê, is jy kan daar buite staan en vir Tony help om parkerings aan te wys, en jy kan 'n groter impak maak deur dit te doen, as wat die ou wat hier voor staan en preek kan maak. Want daai ou wat dalk nou inkom, en hy sien lus om daar ver agter te parkeer nie. Hy wil hier naby 'n parking kry, en Tony of jy is dalk saam met Tony daar buite, en jy wys vir hom, hier's 'n parking. En daai ou park daar, en hy kom in, en hy gee sy hart daai dag vir Jesus. Wie was dit wat hom na die Here toe gelei het? Die ou wat gepreek het, of die ou wat vir hom die parkering aangewys het? Want dalk sou hy verbygery het, en hy sou uit die hek uit gegaan het, en hy sou nie teruggekom het nie. Maar omdat daar iemand was wat vir hom parkering aangewys het, het hy gebly, en hy het die goeie nuus gehoor, en hy het sy hart vir die Here gegee. En so is dit 'n ripple effek. Daar's nie een gawe groter, een gawe belangriker as 'n ander gawe nie.
As daar nie iemand is wat die ligte regmaak nie, sal julle niks sien nie. Dit sal dalk goed wees, dan kan ons net hoor wat ons moet hoor. Maar daar's nie 'n gawe wat belangriker is as 'n ander gawe nie. En God het nie vir ons die gawes gegee om vir jouself te gebruik nie. Hy het vir ons die gawes gegee om in die kerk te gebruik en om daar buite te gebruik en om in die wêreld te gebruik. Dis waarvoor elkeen van ons se gawes daar is. In Romeine 12 vers 6 tot 8 en kom gee vir ons nou nog gawes in Romeine 12 vers 6 tot 8. Dit sê ons het genadegawes wat van mekaar verskil. So niemand van ons se gawe is dieselfde nie. Elkeen van ons se gawes verskil van mekaar. En die genade wat God aan elkeen wat verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit doen. Laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. En as ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En ek het hierdie lys vir ons ook onder mekaar gesit en opgesom. Hierdie lys is profesie, dienswerk, om te dien, die gee van onderrig, bemoediging, uitdeel, so met ander woorde om vrygewig te wees, om leiding te gee en barmhartigheid, om ander mense te help. Dis alles gawes wat die Heilige Gees individueel, een van hulle of 'n paar van hulle aan elkeen van ons gegee het. En dan uiteindelik is daar gawes wat fokus op om ander te leer. Dit sal wees gawes wat vir die voltydse bediening, as jy die gawe ontvang het om in die voltydse bediening te wees, ons noem hierdie die 5voudige bedieninge, en dit kry ons in Efesiërs 4 vers 11, en dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. En dit is die gawes, dit is die ouens wat voltyds in die bediening instaan, dis die ouens op wie Jakobus relevant is, waar hy sê, moenie almal jaag om leermeesters te word nie, want julle wat ander leer, sal meer geoordeel word, as julle wat nie ander leer nie. So hierdie is nie 'n belangriker gawe as ander gawes nie, maar hierdie gawes het bietjie meer gewig aan dit, as wat die ander gawes het. Maar ewe belangrik, daar's nie 'n gawe belangriker as ander nie. En ek weet, hierdie is 'n berg inligting wat ek vir julle gee vanaand. Hierdie is 'n klomp inligting, en 10-1 kan nie een van julle onthou eers wat was die lys die eerste keer gewees het. 10-1 kan julle nie eens onthou wat was die eerste gawe wat ek genoem het vanaand nie. En dis oukei. Jy hoef nie al die gawes te ken nie, maar jy moet ten minste iewers op daai lys gehoor het, waar val jy in die kategorie? Iewers in daai lys was daar een wat vir jou uitgestaan het. Iewers in daai lys was daar dalk een wat iets in jou hart wakker gemaak het, om dit 'n begeerte om te sê, maar ek wil dit hê. Ek wil daai kan doen. En as jy die begeerte het, is dit baie keer die Heilige Gees se manier om jou te trek, om dit te begin beoefen. Is dit baie keer die manier hoe hy jou vat, om na dit toe te gaan, want ten minste een ding moes daar gewees het op daai lys, wat in jou hart ingespreek het. Dalk iets wat jy al reeds doen, of iets wat jy uitsien, of wat jy baie graag sal wil doen. Maar as jou antwoord nee is, dat daar is niks wat vir jou uitgestaan het, daar's nie een wat vir jou uitgestaan het nie, ek het nog steeds vir jou 'n oplossing vanaand ook vir dit, en hopelik gaan die Heilige Gees aan jou openbaar, deur 'n toets, wat jy kan doen, oor wat is die gawes wat die Heilige Gees vir jou gegee het. As daar regtig niks op hierdie lys was wat vir jou uitgestaan het nie, ons gaan vir jou 'n QR-code net nou gee wat jy kan scan, wat jy gaan vat na 'n toets toe, wat jy kan doen, om so vanaand kry jy huiswerk ook, hier is meer Bybelskool as wat dit 'n preek is vanaand, so jy gaan 'n bietjie huiswerk kry, maar jy mis uit op soveel, as die krag van die Heilige Gees nie deur jou werk nie, want ek wil weer eens sê, die verhouding met die Heilige Gees bly primêr, dit bly die belangrikste, maar jy mis uit op intimiteit, jy mis uit op soveel meer wat die Here in store het vir jou lewe, as jy nie die gawes laat manifesteer, as jy nie begin om in jou gawe wat die Heilige Gees vir jou gegee het, te werk nie, jy mis uit. Iemand wat verloof is en oorgaan om te trou, daar's extra perks wanneer jy getroud is. Getroude lewe is soveel dieper, daar's soveel meer in getroude lewe as in verloof lewe. En dit is eintlik 'n weird kombinasie wat ek nou maak, maar julle hoor wat ek sê, is daar's extra, daar's meer, daar's dieper, wanneer ons verhouding prioritiseer, maar die krag nog steeds soek, en nog steeds probeer om die krag en die gawe wat die Gees vir my gegee het, uit te probeer leef. En vanaand is 'n baie praktiese aand, en die doel vir vanaand se boodskap is ook,
dat jy die krag sal ontdek wat die Heilige Gees in jou lewe gegee het. En baie belangrik vir ons om te moet verstaan ook is, die krag wat hy vir jou gegee het, is nie die krag wat hy vir my gegee het nie. En ons moenie kyk na ander mense en hulle bewonder en dink, as ek het net soos daai ou kan doen, dan sal dit met my goed wees. Dis nie wat dit is nie. Hoor wat sê die Heilige Gees vir jou vanaand. Hoor wat is die gawe wat hy vir jou gegee het. Hoor wat is die krag wat hy vir jou gegee het en fokus op die krag wat hy vir jou gegee het. En fokus om dit uit te leef tot die beste van jou vermoë en onder leiding van die Heilige Gees in submission teenoor die Heilige Gees, waar jy vol surrender en sê, Heilige Gees, help my. Hierdie is u gawe, u dit vir my gegee, so help my om dit uit te leef, soos wat u wil hê, ek moet dit uitleef. En dan kan jy begin bedien. Dan kan jy begin bedien in die veld. Dan gaan dit wat jy doen, nie op onvrugbare grond val nie. Want as jy opereer in die gawe wat die Heilige Gees vir jou gegee het, as jou gawe is om mense te bemoedig, en jy probeer dalk om te gee, dit gaan jou nie bevredig soos wat dit gaan as jou gawe is om te bemoedig en jy bemoedig mense nie. Die oomblik as jy jou gawe begin uitleef, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor ander, maar in jou eie lewe. Die van julle wat nou al gegee het, of die van julle wat nou al bedien het, sal weet, jou lewe verander altyd meer as die persoon wat jy bedien se lewe. En dis net hoe die gawes van die Gees werk. Maar dan het ons nodig om in daai gawe te beweeg, en ons het nodig om daai gawe te gebruik, tot eer van sy naam, en die gawe wat hy vir my gegee het. En as jy nou vanaand die toets gaan doen, en jy kom agter wat jou gawe is, dit kan oor 10 jaar van nou af anders lyk, want die Here gee vir ons nou 'n gawe, en oor 10 jaar van nou af, gee hy vir jou nog gawes by, want die een wat getrou was in die een, het hy voor meer gegee. Maar die een wat nie getrou was in die een nie, hy het dit by hom weggevat ook. So ons het 'n verantwoordelikheid ook, wanneer ons weet wat die gawes van die Gees is in my lewe, het ek 'n verantwoordelikheid om daai roeping uit te leef, het ek 'n verantwoordelikheid om in daai gawes te beweeg, en elkeen van ons wat ja gesê het vir Jesus, het 'n gawe van die Heilige Gees. So hier is die uitdaging wat ek het vir julle vanaand, en Lans, jy kan vir ons die QR-code opsit hier agter my, is, scan hierdie QR-code, scan hierdie QR-code, daar's 'n toets op hierdie QR-code wat jy kan doen, moet ek afbuk of kom julle verby my kop? Was my Mac in die pad, ek sal hom uit die pad uitvat. Maar scan hierdie QR-code, daar's 'n toets op hom, en elke gawe van die Heilige Gees is in hierdie toets opgemerk ook. Ok, hierdie kant se mense kan my nie sien nie, of kan nie die screen sien nie. Alright, as jy hom nie nou gescan kry nie, jy kan hom na die tyd by Lans gaan scan ook. Die toets is op hierdie QR-code, as jy die link volg, download net die PDF, hy is daar, en daar's 'n beskrywing van jou gawe. So as jou gawe is om te onderrig, daar's 'n beskrywing oor wat is onderrig. Maar gaan doen die toets, dis julle huiswerk vir hierdie week, is om die toets te gaan doen. En as jy nou regtig wil, laat weet my, wat is jou gawe? Laat weet my as die Here dit aan jou openbaar het. Maar as die Here dit aan jou openbaar het, wees getrou aan dit wat hy jou gegee het. Want 'n ander woord wat ons kan gebruik vir die gawes van die Gees is geskenke van die Heilige Gees. Dis 'n geskenk. Kom ons wees getrou aan die geskenk wat die Heilige Gees vir ons gegee het. So die krag van die Heilige Gees sal in jou lewe na vore kom, as jy jou gawes pursue, en as jy floreer en operate binne in jou gawes. So dis die challenge, dis die boodskap vir vanaand. Ek weet, dit is baie meer Bybelskool georiënteerd as preek georiënteerd, maar vanaand gaan oor jy moet ontdek. Jy het nodig om te ontdek waar die Heilige Gees jou wil gebruik. En ek dink die oomblik as ons ontdek waar die Heilige Gees ons wil gebruik, is die oomblik waar ons regtig in ons true calling in beweeg. Want ek dink hier sit baie van ons vanaand wat nie weet wat se gawes die Heilige Gees vir jou gegee het nie. En die toets is 'n goeie plaasvervanger. Die beste is om te kyk waarna neig jy. Wat gee vir jou vervulling? Is dit wanneer jy iemand gehelp het, gee dit vir jou vervulling? Dan moet jy dit pursue. Maar as daar nie iets is en jy weet nog nie, doen die toets. Doen die toets en kyk, waar is die sterkste gawe? Dalk gaan jy 3 sterk gawes hê. Operate in daai 3 sterk gawes. Doen in daai 3 sterk gawes. Jy gaan sien wat se vrug die Here in jou lewe gaan bring. Jy gaan sien hoeveel vervulling jy in die lewe ontdek wanneer jy in daai roeping inbeweeg. So kan ek julle vra om op te staan vanaand. En
jou hande voor jou net te sal oopmaak, as teken om te ontvang, want ek wil bid oor julle, dat die Heilige Gees werklik aan julle sal openbaar, die gawes wat hy het vir julle, en dat hy die krag sal laat manifesteer deur jou lewe. Dat julle die tekens en die wonders waarvan Markus ons vertel, dat daai tekens en daai wonders sigbaar sal word in ons kerk, dat dit sigbaar sal word daar buite, in ons werksplekke, dat ons hierdie goed sal sien, want as ons hierdie goed sien, dan verloor die vyand grondgebied, en ons as gelowiges vat vir Jesus grondgebied terug. Want dis wat gebeur, wanneer mense genees word. Iemand wat nie geglo het nie. As ons hande op hulle lê en vir hulle bid, en die naam van Jesus uitroep oor hulle, en daai persoon word genees, weet jy wat gebeur? Die Heilige Gees, die vyand verloor een, en Jesus kry een by. Wanneer daar iemand is, wat sukkel met 'n demoniese aanval, en ons sê vir daai ding om te gaan in Jesus naam, en daai ding gaan, weet jy wat gebeur? Die vyand verloor nog een, en Jesus kry nog een by. En dis die werk van die kerk. Dis die werk van die kerk. Dis hoekom ons gawes gekry het. Gawes van die Gees gekry het. Sodat ons in die wêreld kan ingaan. Mense kan doop, mense kan leer, en die krag en die tekens en die wonders sal volg. Dis hoekom ons gelowig is. Jy het nie ja gesê vir Jesus om hier te kom sit en 'n stoel warm te sit nie. Jy het ja gesê vir Jesus om in hierdie geestelike oorlogvoering in te gaan en saam met hom te oorlog, want die belofte is, ek sal saam met jou gaan tot aan die volëinding van die wêreld. Ons doen dit nie alleen nie, ons doen dit saam met Jesus, want die Heilige Gees is in ons, en hy gaan saam met ons. Ons vrees nie die goed nie. Ons raak nie bang wanneer ons hoor oor demone nie, want Jesus het dit klaar oorwin, en hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. So ons raak nie bang, ons raak nie uitgefreak, ons raak nie weird oor dit nie. Dis nie iets weirds nie. Dit het gebeur in die Bybel. Dit gebeur nog vandag. As jy in Afrika ingaan, jy sal sien, daar in Afrika, die geestesoorlogvoering is nog radikaal daar. As jy wil sien hoe lyk iemand wat met 'n demoon besete is, gaan Afrika in. Gaan Afrika in, en jy sal sien, demone manifesteer vandag nog. As jy wil hê, die Here moet in jou taal gee, laat iemand saam met jou bid daarvoor, en vertrou die Here om jou te doop in die Heilige Gees om vir jou taal te gee. As dit sy wil is, as dit sy gawe is vir jou, as dit 'n begeerte is in jou hart, vertrou hom daarmee. Hy gaan dit dalk nie dadelik vir jou gee nie, maar mense praat vandag nog in tale. Hierdie beloftes was nie net vir die disippels nie. Hierdie beloftes was nie net vir die vroeë kerk gewees, hierdie beloftes is vir ons ook vandag. Ons kan die krag van die Heilige Gees vandag nog beleef. Want God verander nie. Hy verander nie. Hy bly dieselfde. En dieselfde God wat dit in die Bybel gedoen het, is dieselfde God wat vandag nog in my en jou lewe heers. So wil jy nie hande voor jou oopmaak, as teken om te ontvang net vanaand. Die Vader, ons kom nou, en ons kom bely, Here, U is God, U is almagtig, en U is die een in wie ons hoop sit, Here. En ons sê vir U vanaand dankie. Dankie vir die gawes van die Heilige Gees. Dankie dat U ons hier koop, om 'n verskil te kan maak. Dankie dat U ons roep, om in 'n oorlog in te gaan, een waarvoor ons nie hoef te vrees nie, want dis een wat al reeds oorwin is. Ons het net nodig om die grondgebied te gaan terugvat. Ons het net nodig om te gaan vat, dit wat die vyand gesteel het, dit wat hy besig is om te slag en te verwoes, ons het nodig om dit terug te gaan vat, vir U en vir U koninkryk, want dis waarvoor U die kerk geroep het, dis waarvoor U vir die kerk gesterf het, omdat U ons lief gehad het, en omdat U nie wil hê enige iemand moet verlore gaan nie, so mag daai selfde liefde in ons harte wakker gemaak word. Die begeerte dat niemand daar buite verlore sal gaan nie. Mag dit die begeerte wees in ons harte, wanneer ons gawes ontdek, en mag ons in daai gawe loop, en in daai gawe operate, sodat daar niemand daar buite, niemand met wie ek in aanraking kom, verlore sal gaan nie, maar dat hulle gered sal word. Want ek het hulle bedien deur die krag van die Heilige Gees. Here, ek bid vir hierdie kamer vanaand, ek bid vir elkeen wat sy hande voor hom oop is, mag hulle krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, mag hulle die krag beleef van die Heilige Gees oor hulle lewens kom, en Here, mag uit hierdie kamer uit hierdie mense wie se hande oop is vanaand voor hulle, Here, mag hulle eendag in die hemel kom, en daar strome mense na hulle toe kom, en vir hulle sê, dankie, as jy my nie die goeie nuus vertel het nie, was ek dalk nie hier vandag nie. Dis my gebed
vir elkeen wie sy hande voor hom oop is, Here. Vir elkeen wat die begeerte het om deur die krag van die Heilige Gees ander te bedien. Vir elkeen wat die begeerte het om die goeie nuus daar buite te deel, vir elkeen wat die begeerte het dat niemand verlore sal gaan nie, maar almal gered sal word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. So Here, hier is ons, stuur ons nou. Stuur ons nou. En as verdrukking kom, gee ons die krag om dit teen te staan, in Jesus se naam. As vervolging kom, hou ons nog steeds humble, hou ons nog steeds op 'n plek waar ons nie bang raak vir die vervolging nie, maar waar ons deur die krag van die Heilige Gees die vervolging in die oë staar en sê, my God het jou reeds oorwin. My Jesus het reeds die wêreld oorwin. Ons vrees nie, ons gaan. Stuur ons, Here. Stuur ons. In Jesus se naam. Amen. Amen.